Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, wat gekom het vir elke mens. En dit is belangrik as 'n mens gaan kyk na jou eie lewe. Ek glo daaraan dat jou beste getuienis wat jy het, is jou eie getuienis. En baie keer is dit hartseer om te sê dat baie mense het nie 'n getuienis nie. Dat ons is maar kerkgangers en dis maar waar ek was. Maar dit is so belangrik as daar hierdie werklikheid in jou lewe gebeur. Nou met my was dit gewees waar ek gesit het en ek het ook maar deur al die stampe en die stote gegaan en die lewe was dan op, dan onder. Dat ek op 'n stadium het ek gekom en regtig op met die Here begin praat in alle respek, en dit is iets wat ek natuurlik glo dat hy sê die vrees van die Here is die begin van alle wysheid, dat ons moet altyd besef met wie ons te doen. God is nie jou speelmaat nie. Dat ons absoluut in hierdie werklikheid en eerbied en ontzag vir hom sal hê. En ek het met God begin praat oor die werklikheid van wat help dit ek bly nog op aarde. En ek sien ek gaan dit mis, en as ek nou kerk toe gaan, dan hoor ek daar, maar ek mis dit, en almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. En al hierdie goed gehoor, en ek het besef, ek gaan dit in elk geval nie maak nie, hoekom nog 20 jaar leef, of 30 jaar leef, en suffer in silence, en al die goede. En toe maar ek het gekom, en ek het vir die Here gevra, Here, wys my die werklikheid, die realiteit. En dit is so, iemand het op 'n stadium vir Kobus gesê, oor 'n boodskap wat hy gebring het, gesê, as hy nie weet wat daar is, of 'n woord kort, dan sê hy dat, voeg hy sommer die woord realiteit daarin, want hy gebruik dit baie. Maar die werklikheid is, dit is nou amper soos hierdie Big Brother show, en al daai goede wat ons lank terug gehad het. Die begin daarvan was, om hierdie werklikheid by ons wakker te maak, dat daar's 'n realiteit, en jou hele werklikheid is nou 'n realiteit. Dis nou jy en die Here. Die Here het vir jou groot werklikheid gedoen, en dis vir jou, wat maak jy daarmee? En jou lewe is 'n realiteit in Christus. En ek het altyd gedog, dit werk so, dat as jy na jou lewe gaan kyk, volgens die skaduwee, die Ou Testament, die uittog uit Egipte, en deur die Rooi See, en dan was dit in die woestyn gewees, en die mens vat 'n woestynpad, en elkeen vat 'n woestynpad, en dit gaan swaar, en dis maar hierdie manna, en die kwartels, en al die goede, en soveel dinge wat oor hulle kom, en soveel dinge wat gebeur, en tot hulle op die einde by die beloofde land kom, naamlik die Kanaan, wat hulle dan die Jordaan moet oorsteek. Maar naarmate ons na die werklikheid gaan kyk, dan sien jy dat God se ewige voorneme was Jesus Christus gewees, sê Efesiërs 3 vers 11. En hy het ons gebring op die plek voor die Jordaan, waarby elkeen van ons het nou 'n keuse. Hy sê aan almal wat aan hom geglo het, het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hy sê, wat nie gebore is uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n mens nie, maar hulle wat uit God gebore is. Dan sien jy telke male, dan praat die skrif van, jy's nou 'n nuwe skepsel. Die ou mens het verbygegaan, die ou dinge het verbygegaan. So dit is daar die oue werklikhede, en die Here bring ons by daai werklikheid. Hoor mooi wat sê 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 begin, dan sê hy, hoe is dit dat jy die getuienis van mense glo, maar jy glo nie wat God sê nie? Dan sê hierdie skrif, ek vry vertaal net, hy sê die woord is die getuienis wat God gegee het aangaande Jesus Christus. En dan sê hy wat in God nie glo nie, het God tot 'n leenaar gemaak. Kan jy dink dat 'n mens so iets sou wou doen, om God tot 'n leenaar te maak, as jy nie glo wat die skrifte sê nie? En hy gaan verder, hy sê, en dit is die getuienis van God, dubbelpunt. Hy sê, dat God het sy seun in die wêreld gestuur, en hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die seun van God. Met ander woorde, dis nie dat ek kom op 'n punt waar ek ook nou deur die woestyn moet gaan, en ook al deur hierdie
onwerklikhede moet gaan en my lewe aanvaarbaar maak vir God en 'n beter mens word en nie. Dis absoluut daai werklikheid wat elke dag vir elke mens staan. God het ons die ewige lewe gegee. Die lewe is in sy seun. Aanvaar daai lewe en jy het die lewe. Aanvaar dit nie en jy het dit nie. Efesiërs 1:13 sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, dis Jesus Christus, die evangelie van jou redding, nie die evangelie van Egipte land en van die woestyn en die Rooi See, hy sê die evangelie van julle redding, dat julle nou gered is, dat julle by daai werklikheid is. Hy sê daai evangelie van jou redding gehoor het, né? Baie mense het dit gehoor, maar hy sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En na mate jy dit hoor en hoor en hoor, begin jy later oortuig word dat dit so is. En dit is geloof. Hy sê, wie jy nadat jy dit gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Mense, nou as jy by daai verseëling uitgekom het, met ander woorde, dis nie jou ou lewe nie, dis absoluut 'n nuwe lewe. En dan sit jy met die werklikheid wat jy dan net moet kom en in hierdie werklikhede jou eie maak en daarin opgroei. Kyk mooi wat sê hy, Kolossense 1:9. Hy sê, daarom hou ons nie op nie, van die dag dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra. Dat jy in elke goeie werk mag vrug dra. Met ander woorde, dis nie meer joune nie. Jy weet, Galasiërs 5:22 het gesê, dat die Gees dra nou die vrugte. Hy sê, in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dat jy nou in die kennis van God mag groei. So dis absoluut, wat is daai kennis? Hy sê in 2 Petrus 1 van vers 2 af, dan sê hy, dat jy in genade en kennis mag toeneem. Hy sê immer, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in God vrug dien. Hy sê deur die kennis van hom. Jy sien, daar kom hy weer die inligting wat na jou toe kom. Met ander woorde, hoe groei 'n mens in die natuurlike? Jy eet. En hoe groei jy in die geestelike? Jy eet van die woord. Die woord geloof kom deur die woord van God. En dit is wat jou by 'n groter werklikheid uitbring. Met ander woorde, hy sê immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in God vrug dien deur die kennis van hom. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het. Jy sien, dis reeds joune, maar deur die kennis daarvan te kry, en jy dit joune kan maak, met ander woorde, jy kan dit hoor en dit glo. Oomblik wat jy dit glo, word jy verseël. Hy sê, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Dis absoluut daai groot werklikheid. Nou moet 'n mens sien daar, dat dit is absoluut hierdie werklikheid, dat God verbeter nie iets nie. Hy vat die oue weg en hy bring vir jou 'n nuwe werklikheid. Hy vat jou ou lewe weg en hy bring vir jou 'n nuwe werklikheid. Galasiërs 2:20 sê, ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig, maar Christus is nou my lewe. So jy kry absoluut daai nuwe werklikheid wat dan joune word. So, as ons gaan kyk deur die hele skrif, dan sien jy in Genesis toe die mens sondig, toe gaan God en hy sê vir hom, die grond waaruit jy geneem word, sal voortbring dorings en distels. En dan kom die hele Ou Testament, wat hy nou die mens profeteer na Jesus Christus toe. Kom hy byvoorbeeld, daar's baie plekke en baie skrifte, maar in Jesaja 55, dan sê hy, nou in daardie dag, dis nou wat hy vir wys na Jesus. Hy sê, sal daar in die plek van die doringbloem 'n sipres wees, en die plek van die distel 'n mirte. Met ander woorde, baie belangrik, dat God verbeter nie iets nie, hy vat die oue weg en hy bring die nuwe. As ons byvoorbeeld gaan kyk na Matteus 5, dan praat hy van die sout, van die aarde, en dan, mense praat baie daaroor in vers 13, dan sê hy, joh, as die sout het nou laf geword, dan is dit net goed om uitgegooi te word. Nou, hy sê, daar kan niks meer met dit gedoen word nie. So,
Jesus kom en hy gaan en hy verduidelik dit vir die mense. Want nou sit jy en jy sien jou lewe het nou laf geword. Jy het nie meer 'n werklikheid nie. Jy kan nie meer smaak gee aan die lewe nie. Jy kan nie smaak gee aan ander mense nie. En dan kom jy en jy besef, wat het Jesus gedoen? Hy sê, daai sout wat laf geword het, sal op die straat uitgegooi word, want hy moet 'n nuwe sout bring, 'n nuwe werklikheid bring. Hy praat in Matteus 7, hy sê die ou boom, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. Wat sê hy vir die mense? Hy sê, weet jy wat, ek gaan kom om die ou boom uit te kap. Ek gaan daardie slegte boom gaan ek kom uitkap, en ek gaan vir julle 'n nuwe boom bring. Kyk wat sê hy in Johannes 15. Hierdie skrifgie is die skrifgie wat vir my lewendig gemaak het. Johannes 15, hy sê, ek is die ware wynstok, my Vader die landbouer. Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Jy sien, dis absolute werklikheid wat hy doen. Dis 'n nuwe werklikheid en dis wat hy doen. Hy sê, maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. In ander woorde, dis 'n nuwe werklikheid wat God geskep het en wat hy elke mens in Christus gesit het, en jy's nou ingeënt in daai werklikheid. Kyk wat sê in Romeine 11, praat hy dan hiervan. Hy praat oor ons werklikheid en veral ons as heiden wat ingeënt is op die olyfboom, die Jode. Hy sê, vers 16, in Romeine 11 vers 16, hy sê, en as die eersteling heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyf is, dit is die heiden, wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en aan die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. As jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel wat vir jou dra. Jy sien, is hierdie nuwe werklikheid wat Jesus gebring het. Hy het jou gevat, jy wat eintlik verdor was, wat die wilde olyfboom was, wat glad nie ingesluit was in hierdie werklikheid nie, het Jesus Christus gevat en hom ingeënt. Jy's nou ingeënt op hierdie olyfboom. En dis nie, jy dra nie vrug nie, want jy raak nie eens grond nie. Jy kan nie eens van die sappe en die water en die nutriënts kry nie. Dis absoluut die wortel wat dit vat en die takke wat dit vat. En jy wat net 'n loot is, maar hy sê jy moet daarin bly. Dan gaan hy verder hier, dan sê hy, let dan op die goedertierenheid en die gestrengdheid. Goedertierenheid en die gestrengdheid van God. Gestrengdheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. So wat moet jy doen? Jy moet in hierdie werklikheid bly. En dis wat die skrif vir ons sê. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand nou in Christus is hy 'n splinter nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So mense, dis belangrik dat ons weet, dat deur die hele tyd, het God nie die oue gevat en hom verbeter nie. Hy het nie jou lewe gevat en hom net so 'n paar grade verander nie. Hy het jou ou lewe weggevat en hy het vir jou 'n nuwe werklikheid gegee, sy werklikheid, sy lewe gegee. Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou leef, is die lewe van Christus. So jy sien daar, dis nie jy nie, dis nie 'n verbetering van die oue nie, maar dis absoluut hierdie nuwe werklikheid. Hy sê Romeine 5 vers 6, kyk hier, wat sê hy vir ons? Hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Hy het vir die goddelose gesterwe. Dan gaan hy na die 6de hoofstuk toe. Dan sê hy, wat sal ons nou doen in die sonde bly? Hy sê, nee, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Jy sien, jy het die sonde afgesterf. Hoe het jy die sonde afgesterf? Hoe het God dit reg gekry? Kyk mooi na die volgende skrifgie, en dit is daai werklikheid. Weet jy, baie mense sê, kan ons nou maar aanhou sondig? Die skrif vra dit nie. Kan ons nou maar aanhou sondig? Paulus skryf, as jy daai vraag vra, dan weet jy nie waaroor dit gaan nie. Want kyk mooi wat gebeur.
Wat het God in Christus gedoen 2000 jaar terug? Hy sê vers 3, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Jy het gesterf, jy is gone. Hy sê ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Mense, dis wedergeboorte. Almal wil sê, ons is wedergebore. Praat met iemand en sê, ek is 'n wedergebore Christen. Wat beteken 'n wedergebore Christen? Beteken, die ou lewe is weg. Daar's 'n nuwe geboorte. Met ander woorde, 'n nuwe lewe. Hoekom wil ons die ou lewe leef, as ons die nuwe lewe gekry het, die lewe van Jesus Christus? En hy spreek dit nou aan hier. Hy sê, vers 5, want as ons met hom saamgegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, aan oor die ou mens afgesterf het, hy sê, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons weet dat ons die ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. So wat het hy gedoen? Hy het die oue weggevat, hy het jou ou lewe weggevat, en hy het nie weer vir jou ou lewe teruggegee nie. Dus die hele skrif is vol van daai werklikhede. Hoor hoe mooi sê Efesiërs 2 dit. Ek sê altyd, as jy nie met iemand moet praat en jy weet nie presies wat om vir hom te sê nie, lees vir hom Efesiërs 2. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Jy sien, jy was dood gewees en hy het vir jou 'n lewe gegee. Hoe werk dit? Hy sê, hierdie lewe waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerhede van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was nature kinders van die toorn, net soos ook die ander hel verdien. En dan kom hy en dan sê vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. En hy het jou nie net gered nie, hy sê, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Sien jy daai ding? Hy sê, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Hy gaan verder, dan sê hy, vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Jy sien, eers was jy, in die eerste vers het jy gelees, jy was dood in jou misdade. Nou hoor jy juist huisgenoot, absoluut net die werkverrigting van God in Jesus Christus, vir jou om te aanvaar, van die dood tot 'n medeburger van die heiliges. Mense, dis fantasties, dis hoekom dit die goeie nuus is, maar dis absoluut dit wat Jesus Christus gedoen het, toe hy jou ou lewe weggevat het. As jy jou ou kar verkoop het, ry jy nie meer met hom nie, jy dien hom nie meer nie, jy gee nie meer aandag aan hom nie. En jy is absoluut met hierdie nuwe werklikhede. En dit is presies wat Paulus gesê het in Filippense 3. Hy praat hier daarvan, hy was die beste van die bestes. Hy sê wat wet betref onberispelik, in vers 7 tot 9 sê hy, maar ek het alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Jy sien, alles as drek. Jy kan nie helfte van die nie, net een van Albany het 'n brood, hulle sê the best of both sides. Jy kan nie in die geestelike best of both sides het nie. Dis die oue of is die nuwe. Die oue is op pad hel toe, die nuwe is op pad na die ewige lewe toe. Jou keuse is wat wil jy hê, maar God het jou 'n nuwe skepping gemaak. En met ander woorde, God het jou kom vrymaak. En dan sit ek baie keer en wonder, as hy sê, God het jou gered, waarvan het hy jou gered? Hy het jou gered van jouself. Hy het jou gered van jouself. Hy sê, toe jy goddeloos was, het Christus vir jou gesterf. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Hy die ou mens is saam met Christus gekruisig. Met ander woorde, toe God die mens kom red, het hy jou heel eerste van jouself gered, van jou pogings, van jou bydra.
ek het hierdie stukkie op 'n stadium gehad wat ek het neergeskryf het, is jy sal nie weet wie jy is voordat jy uitvind of weet wie God is nie. Mense, jy moet dit is absoluut geloof wat na jou toe kom. Jy moet dit uitvind. Jy moet weet wat God gedoen het in Jesus Christus. Dan kom hy dan sê hy daarvan. Hy praat daarvan in 1 Korintiërs 2 vers 12. Hy sê daarom het God nou, toe hy ons opgewek het hy nie vir ons 'n gees van die wêreld gegee nie, maar hy het vir ons sy gees gegee, sodat ons nou kan weet as die nuwe skepsel, wat hy ons uit genade geskenk het. Mense, dis so belangrik. En nou wil ek net vinnig afsluit met hierdie werklikheid van Romeine 6, waarby ons net nou was, as hy sê, die ou mens is saamgekruisig. Dan gaan hy verder in Romeine 6, dan skryf hy daar vir ons, hy sê vers 16, hy sê, weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. Dis 2. God werk nie met 'n grys area nie. Dis of die werklikheid of die onwerklikheid. Dis of geloof of ongeloof. Daar's nie 'n bietjie geloof of 'n bietjie dit of 'n halwe dit nie. Jy sien, waaraan is jy gehoorsaam? Hy sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Mense, dit is so belangrik, want die oue is weg. Die nuwe het gekom. Nou is jy in daai nuwe werklikheid, dat jy diensknegt van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat hy aan ons oorgelewer is. En hoor vers 18, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vrygemaak van die sonde het jy mos nou diensbaar, want dis wie jy is, dis jou identiteit, wie jy werklik is. Hy sê, ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want mens hoor maar swaar. Hy sê, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te lewe. Dis voor jy by Jesus uitgekom het. Hy sê, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. So moet jy nou jou liggaam stel tot die geregtigheid. Hy sê vers 20, want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Wat 'n vrug dan het julle toe gehad in die dinge waaroor julle nou skaam? Hy sê, want die uiteinde daarvan is die dood. Dis die ou lewe. En dan sê, maar toe Jesus Christus, Efesiërs 2 vers 4, na sy groote barmhartigheid. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, is nie onderhandelbaar nie. Vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Jy het nou diensbaar geword aan God. Met ander woorde, dis belangrik dat ons moet hierdie werklikhede, hy sê dat julle nou in die kennis van God mag groei, in alle goeie werke mag groei, die werklikheid wat God vir ons gesê, Efesiërs 2 vers 10 sê, dat God het ons herskep in Christus, en vir ons 'n pad uitgelê waarin ons moet wandel, ywerig in goeie werke. So, net soos wat die ou mens met die slegte dinge betrokke was, en diensbaar was aan die slegte en die verkeerde, het julle nuwe lewe, en julle is nou diensbaar aan die werklikhede, en uiteindelik het julle vrug tot heiligmaking, en uiteindelik het jy nou die ewige lewe. Hierdie is die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dis nie jy wat jouself moet verbeter nie, maar hy het vir jou die heeltemal verbeterde lewe, sy lewe gegee, sodat jy daarin moet wandel. Bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Amen.